Ok, ons is weer terug by Word en ons is besig met inkepings of die Engelse woord is indents. Nou, ek het aan die begin van die jaar vir julle notas gegee oor dit. Ek hoop julle onthou nog die mannetjie wat hang is hanging indent en dan het ons die eerste lyn inkeping ook en dan het ons ook ons gewone paragraaf in inkepings. So, ek gaan hier enetjie uitlos. Ok, kom ons begin hierso. Hulle sê keep presies 2.3 cm van die linker kant af in. Ok, so ek gaan hierdie selekteer en jou indents vind jy by jou paragraph group. So, sy drop down list en hierso staan indentation. Nou, hulle sê vir jou, moet hy 'n hanging of 'n first line wees? Glad nie. Hulle sê dit nie. So, jy los hom by none. Hulle sê agter vir jou linkerkant. So, jou left indent gaan jy dan verander vanaf 0 na 2.3. Soms, as jy 'n punt, soos hierso nou, sê vir my, this is not a valid measurement. Ek het 'n punt daar ingetik, dit moet 'n komma wees. Ok, so daarso is hy, jy sal ook sien op jou lineaaltjie wys hy vir jou daar. Volgende een sê, keep slegs die eerste reël in, enige afstand kleiner as 2 cm. So, eerste reël is first line indent. Ok, ek gaan die fontkleur net rooi maak. En ek gaan hom net sommer so maak. So, eerste reël is 'n first line. Enige afstand kleiner as 2 cm, kom ons sê 1,2 cm. Enige, kom ons sê net, ek wil julle nie die mekaar maak nie. Dat is al nooit vir julle sê enige afstand nie. Ok, so keep slegs die eerste reël in 1,2 cm. So ek gaan my hele paragraafie selekteer. Ek gaan by my paragraph group, drop down list, tabs en agter of my tabs, sorry. Hierso by indentation. Hulle sê nie nou vir my links of regs nie. Nou begin ek wonder, ek maar nou waar nou. Dan kyk ons hierso by special. So hierso het ek hanging en ek het first line. Hulle sê eerste reël, in Engels is dit first line en ek gaan hom net verander na 1,2 toe. En dis hoe hy lyk. Ek glo hierdie begin nou vir julle bietjie bekend lyk. Ok, daar is ons eerste reël. Kom ons kyk dit gou. Ok, hierso is 'n interessante enetjie. Hulle sê skakel die paragraaf hieronder om na 'n bullet lys met elke sin as 'n aparte item in die lys en plaas die bullets teenoor die linkerkantlyn. Ok, dit is 'n mondvol. Kom ons begin eers met die bullet lys. So hulle sê elke sin apart. So ek gaan staan direk teenoor die begin van die nuwe sin en ek druk enter. Selfde met daai sinnetjie. Dink hierso is, ek weet nie nou hoeveel nie, 5, 6, ek kan nie tel nie, 5 sinne. Nou is hulle almal mooi onder mekaar, ek selekteer hulle en my lyste, bullets of genommerde lyste, klik ek hier by paragraph. Ok, en nou is my bulletlys geskep, maar hulle sê vir my, die bullets moet teenoor die linkerkantlyn wees. Nou ek het vir julle geleer, die linkerkantlyn begin by 0, normaalweg. So jy kan nou either hierso op jou ruler omskuif, maar ek hou nie baie van daai metode nie. So jy kan gaan na jou paragraph group, so drop down list, jy sal sien sy indentation begin by 0,63, ek gaan hom verander na 0 toe, want dit beteken, ok, cool, hy staan net teen die kantlyn, ek sê ok, en daar is hy. Kom ons kyk gou vir 'n hanging indent, daar is nie 'n hanging indent nie. Ok, maar kom ek wys julle ook net in elk geval, ek gaan net hierdie paragraaf op 'n nuwe reeltjie sit, nuwe bladsy. Kom ons sê hulle sê vir jou, voeg 'n hangende inkeping van 2 cm in op hierdie paragraaf. Dan selekteer jy die paragraaf, kan jou indent, daar's nie hanging nie, daar's nie hanging nie, daar's hanging en ons sê 2 cm. En duidelik, ek het vir julle die stopmannetjie hierso geteken wat hierso gehang het. Dis 'n hangende inkeping of 'n hanging indent.